Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het die interessantste onderhoud vanmôre met Bonnie de Bot. Jare lank al gooi sy haarself in bewaring in op televisie en ek dink dit is merkwaardig. Goeiemôre Bonnie. Goeiemôre, maar ek wil nou eers 'n geheim verklap. Wat weer? Waar? Die einste peer was 'n veldaanbieder saam met my by 50-50. Dekades terug. Ja, dekades. Ek en jy op 50-50. Ek gaan nou nie die jaar noem nie, want dan gee ons ouderdom. Nee, ons gaan nie. Bonnie, ek onthou nog daai dae wat ons daar in die gange gestap het toe ons net begin het en dit was groot oog en excited en opgewonde en begeesterd. En kyk waar is ons vandag? Kyk waar is vandag. Jy's op die geel bank en ek is in die see en hoog in bome en jy het vasgebyt. Ek het uitgechicken. Bonnie, om vas te byt in so 'n uitdagende wêreld om bewaring tasbaar te maak op TV is nie maklik nie. Nie in jou privaatlewe nie in jou professionele hoedanigheid nie. Daar's soveel uitdagings. 'n Mens byt vas. Wat laat jou vasbyt? Wat laat jou aanhou die goeie fight? Ja, weet jy, ek dink dit is 'n so belangrike vraag. Jy weet, en ek sê altyd ek wil hê mense moet voel dat hulle daar langs my is. So of dit nou is onder die waters waar ek saam met haie duik en of dit is waar ons reguit in robkolonies hardloop langs die pragtige kuslyn van Namibië of die reuse sequoia, die grootste boomspesies op die planeet klim. Ek wil voel dat hulle daar is. Want hierdie is ons natuurlike skatte. Dis onvervangbaar, sonder prys. En ek dink dit is 'n stap nader aan nie net vir mense om hierdie wonders wat my in verwondering laat staan in die natuur te bewonder nie, maar hopelik ook te bewaar, want dit is tog op die einde van die dag die belangrikste. Ja. Al vir liefde te skep by mense, want as jy lief is vir iets, wil jy dit beskerm. Ja, absoluut. Wat kan mense verwag van die nuwe seisoen? Ek is so opgewonde om weer 13 nuwe, positiewe en inspirerende stories vars vanuit die veld uit te kan vertel. Ek sal sê hierdie seisoen is vir my alles wat die vorige 2 was en so bietjie meer. Omdat ons ook tyd spandeer saam met individue wat in uiters moeilike, soms selfs gevaarlike toestande werk, want miskien nou nie vir hulle nie, maar beslis vir my. Ek sak af in die kristalhelder waters in die Karibiese See saam met 'n vrou wat pynlike vishoeke, ek is nou bly julle twee sit, pynlike vishoeke uit die monde van wilde haie verwyder. Oh my word. Dit was my reaksie ook geweest, ja. Ons klim die grootste boomspesies, die reuse sequoia in 'n sneeubedekte Sierra Nevada berge. Ons, soos ek gesê het, hardloop reguit in robkolonies in. Ons trotseer die troebelwaters van die Nyasa riviermonding op soek na die ou klein seepertjie. Ons word bederf met 'n wêreldeerste waar ons ekstrale neem van die bekende leeutroppe rondom Setara in die Krugerwildtuin. So, jong, daar word baie gehardloop en geduik, geklim, gekajak. En ons neem ook sitplek in die Sandparkie helikopter in 2 van die episodes. Dit klink nou ongelooflike lekker ervarings. Die avontuur daarvan. Maar nou moet mense ook dink daar's baie goed wat altyd nie lekker, wat soms nie lekker is nie. Ja. As dit kom by bewaring is daar dinge, ons weet mos nou hoeveel doodsdreigemente het ons nie al gekry van cowboy miners en poachers af. Ja. Dis nou maar soos dit is. Ja. Daar is daai negatiewe element. Ek het met iemand gesels daai jare toe ons nog saam gewerk het, vra ek vir hom, ek sal nie sy naam noem nie, werk dit regtig wat 'n mens doen? Toe sê hy, eintlik is ons besig met die dood van die planeet te dokumenteer. En dit is verskriklik negatief om so daaraan te dink. En dit maak 'n mens soms negatief. Ja. Wat hou jou positief? Hierdie merkwaardige individue om tyd saam met hulle te spandeer, want daar is soveel negatiewe nuus soos jy nou sê. Ja. Ons word daagliks daarmee gebombardeer. Maar om tyd te spandeer saam met hierdie merkwaardige mense wat ons net weer herinner om die goeie te soek. Daar's steeds diegene wat elke dag opstaan en besef ons bly op hierdie kosbare planeet waar goeie dinge gebeur. Ja. So dit hou my positief. Dit gee vir my hoop dat alles nie verlore is nie. Dinge is nie altyd maklik voor en agter die skerms nie. Dinge wat mense Beslis nooit nie. van weet nie. Wat is van daai uitdagings? Ja, een van die grootste uitdagings wanneer dit kom by ons tipe ekspedisie natuurliewe vervulling is die weer. Okay. Kyk, ons ateljee is in die wildernisgebied waar ons werk, maar die reën hierdie seisoen, goeie genade. Ons was langs die kuslyn van KwaZulu-Natal.
net onder Mosambiek, so heel in die noorde, om seeskilpaaie te vervilm, die karet en die leersteeskilpaaie wat vanuit die waters kom en dan hulle wegmaak na die hoogwatermerk toe waar hulle die eiers lê. Ongelooflik om te ervaar. Jy weet, dit is net 'n fantastiese natuurverskynsel. En dit was ek en die navorser en Susan agter die kamera. Nou beweeg ons op en af op hierdie strand op soek na hierdie skilpaaie, want dit is nou in die nag. En elke keer as 'n karetseeskilpad uitkom, dan's ek buite myself van opgewondenheid, net om hierdie wese te sien, wat nog te sê van om hierdie eier lê waar te neem. En die navorser sal vir my sê, ja nee, dis baie spesiaal, maar ons moet 'n leerskilpad sien. Nou, leerskilpad is groter as die karetseeskilpad. Daar's omtrent 60 oor van hulle. Trouwens is jou kans is groter om 'n swart renoster te sien as 'n leerskilpad. Hoe bedoel jy daar's 60 van hulle oor? Daar's net 60 van hulle oor. Waar? Langs ons kus. Langs ons kus? Ja. Regtig? Kritiek bedreig. So ek kon verstaan hoekom hy vir my sê ons moet 'n leerskilpad sien, jy weet, om te vervul. Wow. Maar in elk geval, so nou sien ons net karetseeskilpaaie in die laaste aand. Pragtig. Nou reën dit, maar dit reën nie. Die sluise is oop. Nou is dit 2:00 die oggend. Ons moet nou op pad terug gaan navorsingshout toe. Hier voor ons, hierdie massiewe spore van 'n leerskilpad. Hy skree vir my, hier's 'n leerseeskilpad. Nou weet ek ons moet dit vervilm, want dit is so skaars. Maar dit reën so. Om te sien in die natuur, wat nog te sê van om op kamera vas te vang, maar ons een klein uitdagingkie ook. Ons kan nie met geel lig werk nie, want dit versteur die skilpaaie. So Susan moet nou met 'n infrarooi lig vervilm, wat beteken sy moet ook 'n infrarooi kamera gebruik. So nou stel sy die lig op so 90 grade dat dit bo ons skyn. Sy kan dit sien, maar ons kan mos nou nie infrarooi sien met die blote oog nie. Ja. So ek en die navorser is nou in totale duisternis. Die enigste rede hoekom ons die leerskilpad kan sien is die weerlig wat die hemelruim vir ons ophelder. En sy skree en sy sê, julle nou is die navorser so opgewonde, hy pluk sy maatband uit. Nou, maar dit reën. Nou begin ons te meet. En ons is in totale duisternis. Sy sê vir ons, nee, beweeg vorentoe, beweeg agtertoe, ons is mekaar se skade wees, ek skoon de mekaar. Nou dink ek by myself, ek hoop ons maak dit, want ek hoor die weerlig in die agtergrond, om hierdie storie te kan vertel. En op 'n stadium sê sy net so, okay, julle kry julle mates gedoen, Bonnie vra jou vra, want ek weet nie hoe lank dit gaan wees voor hierdie toerusting totaal en al vernietig is nie. Maar ons het die toneel verfilm, ons moes so 1 of 2 deeltjies van die kamera regmaak. Maar die storie is daar. En dit is definitief 'n hoogtepunt. 'n Mens kan nie beplan as jy met die natuur werk nie. Jy kan nie beplan nie. Jy moet net saam speel. Jy kan hard probeer. Ja. maar jy kan nie beplan nie. Jy kan net saam speel. Ja. Hoorie, so wat wil jy moet mense van hierdie seisoen van Bewonder en Bewaar, wat moet hulle saamvat? Ek sê altyd Peer, dat Bewonder en Bewaar is voelgoed TV vir die hele gesin. Dit is 'n oomblik om jou week op 'n positiewe noot te kan begin. Jy kan terugsit op 'n Sondag aand om 8:30 en ontsnap na hierdie ikoniese wildernisgebiede toe. En die mense ontmoet, want dit is hulle passie wat ons harte roer. Hulle sorg vir baie spesiale oomblikke. Soms is dit snaaks, vol lag en opwinding, ander keer is dit bietjie dieper, wat ons 'n dieper en 'n opbouende insig gee tot die menslike gees. Hoe besluit jy watter stories om te vertel? Daar's so baie stories en sulke unieke stories. Hoe besluit jy elke seisoen, okay, hier's waarop ons gaan fokus? Ja, soms is dit iets wat ek net baie in belang stel, of Susan dalk, my mede-vervaardiger, en dan doen ons navorsing. En daar word baie navorsing gedoen. En dan lees ek nou publikasies en ek sien, jy weet, wie is die mense, en dan klim ek op die foon. En dan sê ek gewoonlik soos, ek wil graag 'n storie oor jou doen en jou werk. En hierdie is data-gedrewe breine. So hulle is altyd so 'n storie oor my en my werk. En hier's 'n hele span. En dan moet ek hulle oorreed. Ja. Maar sodra hulle begin praat oor hulle onderwerp, dan sê ek vir hulle, ek raak eintlik onbeskof, want ek sê vir hulle, vergeet van Susan, sy bestaan nie. Daar's nie 'n kamera nie, is ek en jy in hierdie wildernisgebied. En dan maak hulle oop. En ons sien ook hulle mens wees. En hulle begin borrel, hè? Hulle begin borrel. Dit kom net uit. Kom net uit. Ja, dis fantasties. Ek kan nie 'n woord inkry nie. Maar dis wat die mense wil hê. Hoor julle die eerste episode, dis nou 8:30 hierdie Sondag, nee. 8:30 hierdie Sondag. Hierdie Sondag aand. Julle eerste episode was om dadelik aktueel met die vloede in die Kruger. Ja, weet jy, ons het net gevoel
Ons het eintlik klaar ons 13 episodes beplan gehad, meerderheid van hulle verfilm, toe gebeur die vloede. Ja. En ons het net gevoel ons kan nie met 'n goeie gewete hierdie nuwe seisoen begin sonder om die vloede aan te spreek nie. Jy weet, dit is 'n plek wat vir my, vir baie ander al soveel vreugde oor die jare gebring het. En so ons skop af die eerste episode, ons kyk bietjie in diepte na die verwoesting. Ek arriveer in die park net na die vloede bedaar het. So ons kyk na die skade eerstens. Ons sien dit op die grond, die paaie, die brûe. Ek loop deur Letaba Ruskamp saam met die hoof van tegniese dienste. Ek gaan op in 'n helikopter saam met die hoofvlieënier en ons hang letterlik by die Letaba brug. Want kyk, jy sien dit van die grond af, dis een ding. Ja, maar om dit van die lug af te sien is heeltemal Gee vir jou anders. perspektief. Ja. En ons vlieg oor Shimuwini, die bosveldkamp, een van my gunsteling bosveldkampe wat sekerlik die ergste deurgeloop het. Ons kyk hoe die diere geraak is, so ek spandeer tyd saam met die hoofekoloog en ook teen stroping. Wat 'n impak het dit gehad op die veldwagter se werk? So ek spandeer tyd ook saam met die hoofveldwagter. Bonaye, baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie jy draai kom maak. Ons sien almal baie uit na Bewonder en Bewaar hierdie Sondag 8:30 die eerste episode van die nuwe reeks. En alle sterkte en dankie vir die werk wat jy doen om die planeet wakker te hou. Ons wakker te hou oor die planeet. Dankie Pierre. Ja, ek dink net dis is so 'n voorreg om hierdie stories te kan vertel en aanhou te vertel. Absoluut. Nou ja, onthou, Bonaye de Bot se reeks Bewonder en Bewaar hierdie Sondag aand. Nou ja, as ons terugkom net vir tensie breek, se tyd vir die nuus en die weer.